Ons groet u in die wonderlike naam van die Here Jesus, bly vir u wat hier is, ook vir u wat inskakel. Vanoggend gaan ek met u praat weer oor die tema, lesse te leer by die Rooi See. Lesse te leer by die Rooi See, en dis deel 2. Verlede week het ek met u 6 punte behandel, totaal is daar 10 punte. Ek het 6 punte behandel, vanoggend gaan ek op punt 7, 8, 9 en 10 fokus. Net so vinnig 'n recap in Engels. Ek gaan nie weer alles oorpreek nie. 5 minute, 4-5 minute, net sê wat die punte was. U kan na laasweek se boodskap weer gaan kyk. Dis beskikbaar op die kanaal. Die eerste punt was, besef God wil hê jy moet wees waar jy tans is. Onthou die hele storie van, hulle het uitgetrek, hulle kon 'n ander pad gekies het, maar God het gesê hulle moet liewer deur die woestyn gaan. Toe is hulle by die Rooi See, hulle moes daar kamp opslaan, en toe die klomp Egiptenare agterna gekom, en dit gelyk of, dit lyk nie of hulle weet waar hulle pad is nie, hulle weet nie wat die doel van alles nie, maar God weet wat hy doen. Dit was die eerste punt. Besef jy is by die plek, al lyk dit of dit 'n moeilike plek is, jy is daar waar God jou wil hê. Tweede punt, wees bewus en besorg eerder oor God se eer as jou eie gemaksig. Gewoonlik, wanneer ek in 'n krisis kom, dan dink ek aan my eie gemaksig. Ek soek my veiligheid, my gemak. Maar eintlik as jy na die storie kyk, in Eksodus hoofstuk 14, vanaf die 13de hoofstuk eintlik, sien dit gaan als oor God se eer. God sê dat hy in die hart van Farao werk, sy hart van hart, sodat hy die volk agterna sit, want God wil homself verheerlik. Hy wil homself eintlik bewys dat hy die God is wat vir die volk sorg en die vyand verslaan. Die derde punt, neem kennis van jou vyand of jou moeilikheid. Hulle het 'n oop gestaan, daar sien hulle die Egiptenare en hulle besef hier is die vyand wat hulle weer wil kom slawe maak. So neem kennis van jou vyand, jou moeilikheid, maar wees meer bewus, dit was die derde punt, wees meer bewus van God se nabyheid, God se teenwoordigheid en God se reddende hand, feit dat God jou uit 'n bepaalde situasie kan en wil red. Vierde punt, bid of roep na die Here. Dit was 'n belangrike punt, om na God te roep in jou uur van nood, in jou uur van benoudheid. En dan die 5de punt, probeer kalm bly en vertrou God. Vertrou dat hy die vermoëns het en dat hy in beheer is van die situasie. Al dan lyk dit of jou situasie jou eintlik wil verdelg of vernietig, vertrou God dat God in staat is om te doen wat hy wil doen in jou lewe. Gee God tyd om te werk, was onder andere wat ek gesê het. Die 6de punt, wanneer jy onseker is, probeer die volgende logiese ding. So as jy nie weet wat om nou te doen in 'n bepaalde situasie nie, jy is onseker, wat moet jy maak? Dan moet jy die volgende logiese ding doen. En die volgende logiese ding vir die volk was dat Moses sy staf moes neem en oor die water moes slaan tot die water kon vloei. En ek het gesê, dit was eintlik 'n hulpmiddel in sy hand. En God gee vir jou en my hulpmiddels wat ons kan gebruik. So as ons onseker is oor wat om te doen in 'n bepaalde situasie, gebruik die hulpmiddels in jou hand. En van die hulpmiddels is God se woord en die geloof in jou hart dat God die onmoontlike in en vir jou wil doen. Nou die 7de punt, dit is die tweede gedeelte van hierdie boodskap. Die 7de punt, sien of visualiseer God se arm in beweging. Dis belangrik. Jy moet visualiseer hoe God jou gaan help. Jy moet visualiseer dat God daar is, en al kan jy hom nie sien nie, in jou geestesoog moet jy hom raak sien. In jou geestesoog moet jy weet, God kan en wil nou die onmoontlike vir jou doen. Sien in jou geestesoog, visualiseer hoe God jou wil help. Nou, Hebreërs 11 vers 1 tot 3 en vers 6 tot 8. Hebreërs 11 vers 1 tot 3. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
Daar's iets wat jy hoop. Jy hoop God gaan jou uit hierdie situasie uithelp. Nou het jy geloof nodig. Geloof is daai vaste vertroue op my hoop dat God my gaan help in hierdie bepaalde situasie. Dis 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Ek sien nog nie regtig in die fisiese wêreld, 'n sigbare wêreld nie, maar in my geestesoog sien ek iets. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Ons was nie daar toe dit gebeur het nie, maar ons glo God se woord. God se woord sê dat God het sê laat daar lig wees en daar was lig. God het dit gesê, God het dat gedoen en ons glo dit al was ons nie fisies daar nie. Dat die wêreld deur die woord van God toeberei is sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan uit uitseenlike dinge nie. Daar was nie voëls nie, daar was nie diere nie, daar was nie plante nie, daar was niks, die wêreld was woes en leeg. Maar die geloof en die dinge wat nie daar was nie ontstaan deur God wat gesê het. Ons glo God het gespreek, ons glo God het iets gedoen en toe's dit daar. En dieselfde is van toepassing in jou en my situasies. Wanneer dit moeilik gaan met ons in ons gees, glo God kan uit niks iets doen. God kan uit my situasie bonatuurlik ingryp en 'n wonderwerk bewerkstellig, al sien ek dit nie met my fisiese oog nie, in my geestesoog sien ek en ek verstaan dat die onsienlike wêreld nou siende kan word omdat ek in God glo en omdat ek in hom hoop op redding, hoop op verandering in my situasie ensovoorts. Vers 6 tot vers 8. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Nou, twee goed wat hier uitkom en ons lees dit baie keer te vinnig. Ons moet glo dat God is. Ek glo God bestaan. Dis die eerste. En ek glo dat hy 'n beloner is. Dat hy gee wat ek nodig het. Wanneer ek in hom glo eerstens in sy bestaan en dan glo ek dat hy kan gee en doen wat hy vir my beloof. Hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Vers 7, deur die geloof het Noag toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Nou hier is die prentjie. God sê bou 'n ark, ek gaan die wêreld verwoes met 'n vloed. Daai jaar het nie gereën nie. Die aarde was benat met mis. Nou sê hy daar gaan reën val en dit gaan so baie wees dat die wêreld verwoes gaan word. Hy kon dit nie sien nie, maar hy het God geglo dat dit wat God sê gaan gebeur en hy reageer en hy doen wat God sê. Hy het hulpmiddels in sy hand, bou 'n ark. En hy bou die ark. En in die geloof het hy die diere twee bymekaar gemaak en in die geloof het hy self en sy gesin in die ark ingegaan en God het 40 dae, 40 nagte reën gegee en die toenmalige wêreld is in 'n stroom van water verwoes. Deur die geloof het Noag, toe hy goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Vers 8, deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Geloof sê, jy doen wat God sê, al kan jy nie regtig fisies sien nie. In die geloof het hy gegaan. Hy het beweeg op 'n gebied en in 'n terrein wat hy nie verstaan het nie. Wat hy nie gedink het hoe die land aan die ander kant gaan lyk nie. Daar was nie Google Maps daai jare nie.
Hy het geloop op grond van God se woord en hy het gewandel op die pad wat God hom aangedui het en hy het geweet God gaan hom die land gee en ons sien hy het nie die land gekry nie. Maar sy nageslag wat in hom en deur sy saad gebore is, het dit as erfenis ontvang. Nou die punt wat ek wil maak, sien of visualiseer in jou geestesoog, God is besig om iets te doen. Al kan jy nie fisies sien nie, in die geestesrealm moet jy 'n prentjie probeer vorm wat God besig is om te doen. 'n Praktiese illustrasie. Jy het nie werk nie. Jy is werkloos. Jy sukkel om werk te kry vir 3-6 maande. In jou geestesoog moet jy glo God is besig om by die regte maatskappy en die regte persoon se hart inspraak te gee of omstandighede so terug dat wanneer jy nou aansoek gaan doen by daai plek, dat die Here vir jou die deur oopmaak. In jou gees moet jy dit sien. In jou gees moet jy sien, ek gaan my CV bymekaar maak en ek gaan een of ander persoon kontak en ek gaan hom kontak met die geloof in my hart dat hy die persoon is wat God dalk in sy hart gespreek het om vir my 'n deur oop te maak en wanneer ek my CV gee, die geloof glo ek, God maak 'n pad. Dis hoe God werk. Jy moet in jou geestesoog iets reeds visualiseer. Nou, Thomas is vir ons 'n tipiese voorbeeld en ek het dit hier neergeskryf. Sien is glo en glo is sien. Kan dit weer sê? Sien is glo en glo is sien. Nou ons weet die storie van Thomas sê, hy was nie by toe Jesus aan die disippels verskyn het, na hy opgestaan het nie, en hy sê, ek sal nie glo as ek nie gesien het nie. En dan sê Jesus, salig is hulle wat glo en nie gesien het nie. Ons is salig, want ons het hom nie fisies gesien. Maar die feit dat ons glo dat hy opgestaan het, maak ons eintlik salig en ons is salig. Nou sê hierdie hele gedeelte ook dit, al sien jy nie, moet jy glo. En as jy geglo het, sal jy sien. Vice versa, twee kante van 'n muntstuk. Ek glo in God, dat hy dit en dat en wat sal doen vir my lewe. En baie keer gebeur dit nie soos ek dit gedink het, of gesien het nie, maar die feit dat ek in my geestesoog visualiseer, in my geestesoog begin om 'n prentjie te vorm, is ek besig om in die geestesrealm iets te laat gebeur waar God se arm in beweeg, waar God homself aan my wil bekend maak. Ek dink nie dat Moses en die Israeliete het gevisualiseer hoe God die see oopkloof, as ek nou by hierdie punt wil stil staan. Hulle het die Here aangeroep, al wat hulle gesê het was die vyand, die stofwolk en die vreesaanjaende gedagte, ons gaan nou weer gevange geneem word en teruggevat word, die wat oorleef in hierdie geveg. Ons gaan weer slawe word, dis dalk die prentjie wat hulle gesien het. Waarskynlik. Hulle het nie gesien hoe God die water kloof nie. Hulle het nie gesien hoe die Here die klomp Egiptenare nou met swaal tref of met haal tref of wat ook al doen, of almal van hulle gelyktydige hartaanval laat kry nie. Hulle het nie daai prentjie moontlik gehad nie. Maar die punt is, wat ek wil maak, enige prentjie wat jy kan vorm, is nodig om jou geloof te stimuleer en nie jou geloof te ondermyn nie. Ons is geneig om anders te dink. Ons sien die worst case scenario. Dis wat ons doen. Ons kyk na die slegste uitkoms. Dis die prentjie wat ons wil. En eintlik wil God hê jy moet weet vermoede dat die sienlike dinge ontstaan uit die onsienlike. Dat jy die dinge moet sien en roep wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Dat jy in jou geestesoog 'n prentjie vorm en al is jou prentjie nie 100% die prentjie wat God gaan doen nie. Ten minste het jy 'n prentjie. Miskien was daar 'n klomp van hulle wat die worst case scenario gesien het, maar tog is daar van hulle wat dalk geglo het, God
God gaan 'n bonatuurlike werk doen. Moses was dalk een van hulle, wat in sy geestesoog gesien het, die Here gaan nou hierdie magtige werk doen, maar wat hy gedoen weet ek nie. Dalk gaan hy klop Egiptenare almal eensklaps in beroertes tref, of met hartaanvalle tref, of dalk kan die Here hulle met haal slaan, of met vuur slaan, of wat die Here ook al gaan doen. In my gees sê Moses, glo ek, God gaan vir ons iets doen. Hy maak die verklaring. En dan gaan we jou lees wat sê die verklaring. Vers 13 en 14. Maar Moses aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenare vandag sien, sal julle nooit weer in ewigheid sien nie. So hy het 'n prentjie gehad, vandag gaan God iets doen. En deel van sy prentjie is, ons gaan nie meer die Egiptenare sien, soos ons hulle vandag sien. Iets gaan gebeur, wat ons gaan help teen hierdie klomp Egiptenare. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Moses het geweet, ek moet net in die geloof sien, God doen iets bonatuurliks. Hy gaan ons help, en hulle het 'n bonatuurlike ingryping van God nodig gehad. Maar wat in hierdie prentjie wat hy gehad het God alles oortref. Nooit gedink dat hierdie ou staf wat ek in my hand het, as ek hom so oor die water geslaan, gaan die water kloof. So groot pad, dat honderde duisende deur die see kan loop. Nie besef dat die wat in my hand is, my hulpmiddel, eintlik die katalisator is vir God om 'n wonder te doen. En baie keer sien ons nie dat ons reeds iets in ons hand het, en dat ons dit wat in ons hand het, want dis wat God sê. Toe vra die Here vir Moses vers 15, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel, hulle moet wegtrek, en jy hef jou staf op en steek uit jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. Wat roep jy na my? Dis nou tyd om op te hou bid, doen wat ek wil hê jy moet doen. Gebruik jou hulpmiddel, gebruik God se woord, gebruik die geloof in jou hart, gebruik jou talente, jou vermoëns wat ek vir jou gegee het, jou passies in jou hart, gebruik dit, en ek gaan iets bonatuurlik deur dit doen. Enige prentjie wat jy ook in jou kop mag hê oor hoe God jou kan help, ek wil sê, is te klein, dit wat God nog regtig kan doen. Dis die punt wat ek hier wil maak. Maar die punt onderstreep hierdie waarheid. Sien is glo, en glo is sien. Visualiseer hoe God sy arm in beweging bring, want dan op die einde van die dag het hy, ek het dit laasweek gesê, dink ek was in die gemeente, of was dit by die sonnas, God het deur sy neus geblaas. Ek sien Marcelo lyk nou gepuzzeld. God het 'n wind opgesteek, en deel van die wind was hy met sy neus geblaas, en daar gaan die water. Kom ek lees dit vir julle. Vers 8 van Exodus 15. En deur die geblaas van u neus het die waters hulle opgestapel, die strome het bly staan soos 'n wal, die watervloed het styf geword in die hart van die see. Die vyand het gesê, ek sal agtervolg, ek sal inhaal, ek sal buit verdeel, my begeerte sal ek versadig word van hulle, ek sal my swaard trek, my hand sal hulle uitroei. Vers 10, u het met u asem geblaas en die see het hulle oordek, soos lood het hulle gesink in die geweldige waters. So neusgaat het hy gemaak. En ons lees in Exodus 14, dat die Here het 'n oostewind in die nag gesteek, in die donkerte van die nag het God gewerk, maar hy het sy neus geblaas. Dis die prentjie. En toe hy vir Moses sê, sit weer jou staf oor die water, toe hulle deurgetrek het God net gesê,
God kan doen verder wat jy dink, bid of vra. Visualiseer dit. En dis my 8ste punt. Vertrou God dat hy op sy unieke manier vir jou uitkomste kan gee. Sy unieke manier. Ek het in Engels hier geskryf terwyl van die Shona vanmiddag later. Trust God to work in his own mysterious ways. Sy unieke, mysterieuse manier. Hoor wat doen hy vir iemand met die naam van Gideon? En ek lees dit in Josua 10. Josua 10. As God dit vir 'n man kan doen, kan hy vir jou en vir my dit ook doen. Jy sien, ons probleem is, ons dink dat daardie manne van die Bybel anders is as ons, en ek dink ons is reg. Ons is baie nader aan God geleef as wat ons aan God leef. Maar Jakobus sê, Elia was 'n mens net soos ons. Net soos ons. Die probleem is, ons leef nie in 'n goeie verhouding met God nie. Ons is nie vriende van God nie. Ons leef nie in geregtigheid saam met God. Maar wanneer ons waarlik ons hart onverdeeld op God rig, wanneer ons in geregtigheid wandel, wanneer ons vriend van God genoem kan word, dan kan ons net soos 'n Elia op God vertrou dat vuur uit die hemel sal val. Kan ons net soos 'n Gideon God vertrou om die maan en die son stil te laat staan. Ek lees nou vir jou in Josua 10 vanaf die 8ste tot en met die 14de vers. En die Here het aan Josua gesê, wees nie bevrees vir hulle nie. Dis nou daai klomp 5 konings wat nou oorlog wil maak, want ek gee hulle in jou hand. Niemand van hulle sal voor jou stand hou nie. Toe Josua hulle skielik oorval het, hy die hele nag deur van Gilgal af opgetrek, het die Here hulle in verwarring gebring. Dis eers ding wat God doen met daai klomp 5 konings en hulle manskappe. Die Here het hulle in verwarring gebring voor Israel, en hy het 'n groot slag onder hulle geslaan by Gibeon, en hulle agtervolg op pad na die hoogte van Bet-Horon, en hulle verslaan by Aseka tot by Makeda. En toe hulle voor Israel uitvlug, terwyl hulle op die afdrand van Bet-Horon was, het die Here hulle groot haalstene uit die hemel op hulle gewerp tot by Aseka, sodat hulle gesterf het. Daar het meer gesterf deur die haalstene as wat die kinders van Israel met die swaard doodgeslaan. So God het hulle eers verwar. Nou die Israeliete hulle agterna gesit met swaarde, hulle doodgemaak, en toe die Here nou weer haalstene gestuur en meer doodgemaak as wat die Israeliete met die swaard kon doodmaak. Toe het Josua met die Here gespreek op die dag dat die Here die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel gesê, son staan stil in Gibeon en maan in die dal van Ajon. Dis wat Josua sê, né? Nie God nie. Toe het Josua met die Here gespreek op die dag van die Here. Here, son staan stil en maan staan stil. Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hulle vyande. Staan dit nie geskrywe in die boek van die opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag. En daar was geen dag soos hierdie een voor hom en na hom, dat die Here na die stem van 'n man geluister het nie, want die Here het vir Israel gestry. As God aan jou kant is, as God aan jou kant is, kan die maan en die son gaan stilstaan. Kan God haalstene stuur en jou vyand net so 'n bietjie skud. Kan God sy neus blaas en laat omval. Want die Here stry vir jou. En dit is die sleutel ook rondom die hele gedagte van lesse te leer by die Rooi See, is dat God stry vir hulle en hulle moet stil wees. Stil wees beteken ek vertrou God. Ek moet nie toelaat dat angs en paniek my oorval en ek
so verward raak in my hele situasie, dat ek nie kan sien hoe God iets bonatuurliks in my kan doen nie. Vertrou God, dat op sy unieke manier vir jou uitkomste of oorwinnings kan gee. Nou, daar's 'n koortjie wat ons rukkie terug gesing het, dalk 'n paar jaar terug. En die koortjie is gebaseer op Sagaria, hoofstuk 4, Sagaria hoofstuk 4, vers 6. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Serubabel, naamlik nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, sê die Here van die Heerskare. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees. Daar's 'n koortjie wat ons gesing het. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Here. Haggai 2, verse 3 tot 5. Wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroeë heerlikheid gesien het? En hoe danig sien julle dit nou? Lyk dit nie soos niks in julle oë nie? Baie keer is jy in 'n scenario en omgewing wat lyk of alles nou ten gronde is. In hierdie konteks was dit die tempel. Nou dan skep moed, sê die Babel, spreek die Here. Skep moed, Josua, hoofpriester, seun van Josadak. Skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die Here. En werk. Skep moed en werk. Ek gaan nog daaroor preek. Skep moed en werk, want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare, met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het by julle uittog uit Egipte land, en my gees sal in julle midde bestendig bly. Wees nie bevrees. Nie deur krag of deur geweld, maar deur die gees. Dis deur God se gees. Dat jou scenario kan verander, waar jou moeilikheid nie meer moeilikheid hoef te wees, waar jy kan ervaar, God op 'n bonatuurlike wyse vir jou 'n pad deur die Rooi See maak. Dat die Here vir jou vyand met haalstene en met swaard kan slaan. Dat die Here bonatuurlik kan ingryp. Die 9de punt, dis nie so maklik hierdie. Probeer insien en verstaan dat jou huidige probleem of krisis daar is om jou geloof te bou en te versterk. Ek praat gewoonlik van die Here bou jou karakter. Jou huidige krisis, jou huidige probleem is daar om jou geloof te bou en jou geloof te versterk. Jy moet onthou, as hulle nie die Rooi See belewenis gehad het nie, sou hulle baie moeilik die beloofde land in besit geneem het. Hulle het daar self gekyk, so sprinkane gesien in die oë van die reuse. Maar die feit dat hulle 'n Rooi See belewenis gehad het, het hulle in gehoorsaamheid om die stad Jerigo getrek en op 'n gegeewe tyd geskreeu en die Here die mure laat val. Elke moment in jou lewe waar jy deur 'n probleem gekonfronteer word, is 'n geleentheid vir God om iets in jou lewe in te bou. En ons sien dit nie altyd. Jy voel jy word pap geslaan en eintlik word jy kragtiger gemaak. Sien en verstaan dat jou huidige probleem of krisis daar is om jou geloof te bou, jou geloof te versterk en om soortgelyke situasies in die toekoms te kan oorkom. Ek gaan nie veel details sê nie, maar ek het in 'n sekere gemeente in die wandel goed beleef en ervaar wat my gehelp het om deur hierdie gemeente te kom die laaste 19 jaar. Toe ek die dinge beleef het in die wandel, het ek nie verstaan hoekom ek nou daardeur moet gaan nie. Inteendeel, Arie se my uithelp, ek het juist die gebid wat ek nou oor preek, dat die Here vir my 'n pad moet maak deur die see. Dat die Here vir my 'n wonderwerk moet doen wat ek nie kan eintlik verstaan en kan insien. Vandag verstaan ek. Vandag sien ek dat God uiteindelik sy neus geblaas.
en vir my 'n pad gemaak. En my ervaring by gemeente het my geskool. Dit het my sterker gemaak in my gees. Sodat ek die probleme wat ek hier mee te doen gehad het, die hoof kom met. Konstante bly. Ek het hier nota gemaak. My ervaring met die wander teenoor Potgietersrus het my gehelp omdat ek sekere ervarings met God beleef het. Maar dan het ek ook gesê, inteendeel, elke gemeente se uitdagings het my gehelp vir die volgende gemeente. Ons was seker deur 8 gemeentes, maar nog meer. Elke gemeente se belewennisse help jou vir die volgende gemeente. Ons spot onder mekaar as pastoor en sê, die probleme is dieselfde, is net die vanne wat verskil. Dink bietjie daaroor. Die probleme is dieselfde, is net die vanne wat verskil. Jy het moeilikheid met Piet, maar jy sal die volgende met 'n moeilikheid met Koos, dieselfde moeilikheid. Maar die feit dat jy deur moeilikheid met Piet gegaan het, het jou gehelp om deur die moeilikheid met Koos te gaan. En ek wil jy moet vanmôre verstaan, dis nog 'n les by die Rooi See. Jy gaan deur sekere ervarings, omdat God jou geloof wil bou, omdat God jou wil versterk, omdat God vir jou sekere insig wil gee, omdat God jou wil help om in die toekoms groter oorwinnings te behaal. Die laaste een. Punt 10. Moet nie vergeet om vir God elke keer dankie te sê wanneer die water kloof. Ons gaan hy van daai te vergeet. Ons sal dalk in die begin 'n dag of 3 of 'n week of 2 daaroor praat, maar daarna vergeet ons. Ek is aan die einde van my bediening periode en ons veel jare om te gaan nie. Maar ek moet vir jou sê, die laaste klompie maande veral, het ek al hoe meer bewus geword van hoe die Here my gedra het. Hoe die Here my gehelp het. En al hoe meer raak ek bewus van om net te sê, Here, dankie. Dankie. Dankie dat jy my gehelp het hier, en dankie dat jy my gehelp het daar. Dankie dat jy my weet, jy my daar gehelp, jy gaan my weet, vorentoe ook. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Al wat ons weet, God is in die toekoms. Ons weet dat God ons in die verlede gehelp het, hy help ons in die hede en hy sal ons in die toekoms help. Maar ons moenie vergeet om vir hom dankie te sê nie. My hart word die laaste paar maande al hoe meer, en eintlik, mense kan seker vandag sê, maar pastoor, eintlik behoort jou 'n bietjie meer bekommerd te wees oor die toekoms, want die toekoms is bietjie onseker, as jy op pensioen gaan, en al die goed wat daarmee saamgaan. Maar ten spyte van die realiteite sien ek in die gees. Sien ek in die geloof, God gaan daar wees. God het my hier gehelp, en gaan my daar help. Hy is al op die koppie, hy is dis kant die koppie, hy is aan die ander kant die koppie, hy is oor. Moenie vergeet om vir God dankie te sê nie, moenie vergeet om God te loof en te prys nie, en moenie vergeet om te getuig nie, dis die 3 goed. Elke keer as jy by die Rooi See staan, en jy hierdie punte wat ek oor gepreek het in jou hart vasgemaak, en jy uiteindelik sien hoe God vir jou 'n deurbraak bewerkstellig, moenie aan die ander kant vergeet om vir God dankie te sê. Loof hom en prys hom, getuig oor sy goedheid en sy weldade. Nou, terwille van tyd gaan ek nog nie alles lees nie, maar jy kan Eksodus 15, dis die hoofstuk na God die water gekloof het, gaan lees, Eksodus 15 tot en met by vers 21. Opskrif is die oorwinningslied van die Israeliete. Ek lees net 'n paar verse. Toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing. Skryf dit vers 31 lees van hoofstuk 14, want dit val
in by mekaar. Ook het Israel die magtige daad gesien van wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Here gevrees en geglo, vrees, eerbied, respek, en geglo in die Here en aan Moses sy knegt, om die leierskap erkenning gegee, né? Toe het Moses en die kinders van Israel die lied tot eer van die Here gesing, en dit is wat hulle gesê het: Ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiters het hy in die see gewerp. En hy koortjie ons vanoggend gesing het: Die Here is my krag en my psalm. Hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem. Die God van my Vader, hom sal ek verhef. Die Here is 'n krygsman, die Here is sy naam. Hy het Farao se strydwaans en sy leermag in die see gewerp, en sy beste vegsmanne het in die Schelfsee gesink. Dan gaan hy aan en aan, vers 8 gelees, hy het met sy neus geblaas, vers 10, hy het sy asem geblaas, en die hele gedagte van hoofstuk 15 is, gee aan God eer vir wat hy gedoen het. Mag die Here sy kosbare woord in ons harte seën. Mag jy vermoede ervaar, al is jy by 'n rooi see, daar's lesse te leer. Weet jy is daar vir 'n rede op daai gegewe oomblik. Punt 1. Weet dat jy nie oor jou eie gemak en jou eie veiligheid hoef bekommerd te wees. Jy moet meer bewus wees van God se eer is op die spel en God sal sy eie eer beskerm. Daarom sal hy jou beskerm. Weet dat jy na die Here kan roep en hy sal antwoord gee. Weet dat jy hulpmiddels het, 'n staf in jou hand. En dat God daai staf wat in jou hand is, jou hulpmiddel, jou talente, jou vermoëns. Die mense wat koekies bak en tuisnywerhede het, en mense wat heel waarskynlik met hulle hande kan werk, ervarings opgedoen het deur die jare. God het jou daai vermoë, talent gegee en hulle kan getuig, heel waarskynlik. As dit nie vir dit was nie, het jy geweet waar volgende brood sou gekry. Jy het talente, jy het vermoëns. Wat God in jou hand gegee het, gebruik dit en jy sal sien hoe God die deure oopmaak. Hoe God bonatuurlik onderneem. Hoe hy die donkerte van die nag 'n pad maak. So kan ek aangaan, visualiseer, aanvaar en sien in dat waar jy deurgaan is eintlik maar net leerprosesse en prosesse om jou geloof in die Here sterker te maak, sodat jy in die toekoms groter oorwinnings kan behaal. Aan die einde loof die Here, dank hom, getuig van hom oor al sy weldade. Kom ons sluit ons oor op bid ons saam. Vader, dankie vir lesse in die lewe. Dankie dat ons weet, alles kom nie net maklik nie. Soms moet ons deur prosesse gaan. Israel het nie geweet hoekom hulle met 'n ompad na Kanaan moes gaan. Daar was 'n ander pad, 'n korter pad. Ons het dit gelees verlede week. Maar U het gekies dat hulle deur die woestyn moes gaan. U het gekies dat hulle moes omdraai en kamp opslaan by die Rooi See terwyl die vyand nader gesport het. U het gekies dat hulle die Rooi See ervaring moes beleef, sodat hulle ook deur dit geestelik kon groei, meer op U kon vertrou vir toekomstige situasies. Dankie dat ons deur die lesse van die lewe kan leer. Want aan die einde van die dag is ons nie besig net vir die hier en die nou nie. Ons is besig om eintlik met 'n kleuterrepetisie besig te wees vir die ewigheid. En help ons om te leef in hierdie lewe met geloof, met hoop, met vertroue, en dat ons uiteindelik die beloofde land in besit sal neem. Help ons ook om nooit te vergeet om U te loof en te prys en te dank vir alles wat U in ons lewens doen. Ek vra dit in Jesus naam.